Psalm wat my naam geskryf het in die boek van die lewe. Ek is so bly dat jy vanmôre saam met ons is. Ons gaan fees vier, ons gaan lekker saam zijn. Ek het spesiaal van daar Hartfontein, Hartbeer, van daai plek af ingevoer. Jy sal sien ons voor Christus en sy vroukie, dis familie van my vrou, nie van my moeder. Jy sal agterkom dat hulle hier kom vanmôre, toe sien ek hulle loop so. Wonder ek myself dan kom, toe staan ek met my joene, daar waar hy bly is net vent. Ja, as jy 'n kar deur oopmaak, jy moet nie oopmaak en los nie, jy breek hom af, jy moet hom vashou, so in die weg. Pastoor Christus, dit was goed om dit. Pedro, goed om dit. Ek ken Pedro van Slootwyn af, maar regstap is so goed. Maar hoe dit ook al sê, hulle is mense wat jy kan op staat maak en hulle ken die woord van die Here. Net gaan die vanmôre vra, asseblief, pastoor, sal jy vir ons open met gebed. Dis so voorreg om u môre saam met ons te kan hê. Ek wil net hê dat u moet weet, die koortjie wat ons so pas gesit het, all the days of my life, surely goodness and mercy shall follow me all the days, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Dit is Psalm 123, die 6de versie. Deuteronomium 12 en 5 is nog ene, en die ander ene is Deuteronomium 16:16. I shall dwell in the house of the Lord. Prys die naam van die Here. Dankie, pastoor. Halleluja. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike belofte. I shall dwell in the house of the Lord forever. Dank die Here dat ons in daardie belofte waarna ons uitkyk môre, daardie belofte wat ons kan sien, Here, binnekort gaan gebeur, dat ons vir ewig in die huis gaan ingaan en vir ewig saam U gaan wees. En daarom wil ons 'n loflied ophef vanmôre. Ons wil ons harte oopmaak en ons wil kom sing. Here, nie omdat ons mooi woordjies het om te sing nie. Dankie vir dit wat gedig is, maar ons wil uit ons hart vanmôre 'n lofsang aan U bring om ons dankbaarheid na U toe te bring en U naam te verheerlik en op te lig in hierdie tyd vanmôre. U het 'n ander belofte in U woord gemaak, gesê as ons U oplig, dan sal U ons optrek na U toe. En ons het 'n behoefte om naby aan U te wees. Ons het 'n behoefte om kontak te maak met U vanmôre. Daarom wil ons vra, wil U kom woon in ons lofsang vanmôre. Heilige Gees, wat U kom beweeg in ons lofsang vanmôre. Wil U ons harte kom aanraak en ons versterk en ons kom verkoop in die kosbare en gelieflike naam. Here, dat wanneer ons die lofliedere sing, ons U krag en U heerlikheid in ons binne sal ervaar en dat U sommer daar al genesing sal bring, dat U daar al sal oorwinning bring vir elke saak en elke behoefte wat vanmôre ingekom het. Ons kom gee oor en ons vra, Heilige Gees, neem ons in die lofsang op reis vanmôre om kontak met U te maak in U kosbare naam. Amen. 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 Dankie. So saam met my broer.
die kracht, voel ons die hand op ons schouders. Ons wil in de hand opheffen in ochtend om uw naam te melden hier. Ik ga niet door je zeggen, ik zag iets te nemen, ik ga op een kortje op twee salsen. Maar ik weet nooit als dat iemand nu is wat gebed nodig heeft, dat die zomaar zal komen aan ons het zullen. Die ons van gebed in uw opdracht aan de Heer geworden, in die Heer werkelijk vertrouwen, om zijn hand op die Heer te zetten. Halleluja.
wat ons kan sing. Baie dankie aan ons musiekspan. Dit was heerlik, dit was wonderlik. Gewaar die Heilige Gees hier in ons midde is kosbaar. En ons vra, ons sal nog in gebed bid. En al ons kinders en jong mense wat binnekort met eksamen moet begin, hier na vorentoe sal kom. Almal binnekort eksamen skryf. En hier, die julle nie vroeg vinnig hier voor my kom staan. Ons gaan vir julle bid. Vra dat die Here julle gaan help, julle gaan deurdra in die eksamens nie. Sal nie bid dat julle gaan slim maak nie. Julle is beheer. Sal net bid dat hy sal help. En dit wat julle geleer het. Al hoe sit nog jong mense, skryf julle die eksamens. Kom. Almal wat binnekort eksamens skryf. Maak nie, kom staan nie by ons. Om ons aan hulle opdra vanmôre aan die Here. Vra dat die Here werklik saam met hulle gaan deur die eksamen. Daai so kyk julle na die gehoor toe. Jy nog iemand van julle wat saam met my nog hande opneem. Ek vra kom, doe dit gerus, kom jy saam met ons hande op. En wil ons hierdie pragtige jong mense gaan opdra aan die Here vanmôre. En net vra dat hy saam met hulle gaan wees. Daar is nog iemand wat kom aan op en ons gaan net kan sê voordat ons gaan saam met. Halleluja. Halleluja. Here, hoe baie kere word ek herinner in die woord toe jy gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie. Vanmôre wil ons sommer by sê, laat die jong mense na my toe kom en verhinder hulle nie. Dankie Here vir die voorreg wat ons het om hierdie pragtige jong mense vanmôre aan U op te dra. Dankie Here dat hulle vanmôre in U huis is en dat hulle terwyl die eksamens om die draai lê, saamgekom het vanmôre om U naam te verheerlik en groot te maak. En ons wil nou terwyl ons hande op hulle lê kom bid en vra dat U waarlik saam met hulle sal gaan in hulle voorbereiding nou vir die eksamens, Here, in elke oomblik en elke tyd wat hulle gaan leer, dat U hulle sal help om in te neem dit wat hulle leer, en dan wanneer hulle voor die vraagstel sit en dit oopmaak, dat U net hulle verstand sal oopmaak en verhelder wees, en dit wat hulle dan ingeneem het, sal kan weergee na die beste van hulle vermoëns. Ons bid vir elke vak, vir elke oomblik wanneer hulle daar in die eksamenlokaal sit, Here, dat U hulle sal bystaan daar, dat U hulle sal deurdra, en dat U waarlik vir hulle naby sal wees, en hulle sal help om dit wat hulle geleer het net weer in herinnering te roep, en te kan neerpen. Here, wil U deur die Heilige Gees, hulle vergesel deur hierdie eksamen, is ons gebed in U kosbare naam. Amen. Groot voorreg om hierdie stadium die kansel te oorhandig aan pastoor Christen Marie, geen onbekende by ons in die gemeente nie, om baie hier bedien, homself, na die gemeente as een tyd, dit elke hier aan die paar dagen van Joods afgekom en van Hartenbos af, en hy my beloof wanneer hy weer in Pretoria is, gaan hy weer vir ons kom preek, die nage. Kijk, ek weet die 2023 by een Bybelsondag was die laatste hier gewees. Dit is so lekker. Ek en pastoor Christo ken mekaar natuurlijk al van skooldae af. Die Noord-Kaap neem goeie mense. Baie goeie mense. Ons kom al van skooldae saam. So ons is nie net collega's nie, ons is vriende en maats. En dit is baie lekker aan jou vanmorgen hier te hê. Bedien lekker. Ek sien dit is nog vroeg. Aand en dit is weer 5 uur, so jy het genoeg tyd om lekker te doen, lekker maar. Baie dankie pastoor Christo. Dankie pastoor Johan. Dit is 'n groot voorreg om saam met Gesina se geliefdes te wees. En ek groet u in die mooi naam van Jesus Christus, die koning van al die konings, die heer van die heere, die koning van die koninkryk, 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 die koning van die koninkryk,
Daar is nie ander gode nie, daar is een groot God. Want ander gode is beelde en dooie dinge. Ons God lewe tot maar nie. So baie dankie vir die leierskap, die kerkraad en die hele as gemeente, dit is regtig vir ons besonders. Ek gaan nou die woord van die Here bedien, maar ek wil ook net sê vir ons voorsangers, musikante, dankie vir die pragtige koortjies wat so aanloop tot die woord van die Here. Ek wou vir hulle sê, hulle moet vir my die lys gee, ek sien daar lê een, maar daar's een of twee koortjies wat so bevestiging was vir dit wat ek met u wil deel. En terwyl ek daaraan dink hoe goed die Here is, onthou ek in die polisie studente daar se bediening wat ek gehad het by die polisie college waar hulle hierna gekom het. En eintlik was Gesina so bevoorreg, ons het die polisie se mannekoor gehad. Weet jy meer oor vandag hier? 'n Voorreg wat baie min in Pinksterkerk gehad. Ons het die polisie se orkesie gehad. Ons het 'n aanbiddingsgroep van die polisie gehad. So die Here was vir ons eintlik so goed. Ag nee. Ja, ek het nog iemand het julle gesê net niks aan sien en hulle by my. Nee, jy moet my doen. So dis 'n voorreg om saam te wees vanoggend en die woord van die Here te bedien. Ek het net mooi herinneringe aan Gesina en ek eer die Here vir die rol wat Gesina in my eie lewe en Gesina gespeel het. Ja, dis wonderlik. Ek gaan nie nooit saam met my te blaai na en ek gedink ek gaan een gedeelte net een vers lees, Handelinge hoofstuk 16. Johannes as jy hom nakry, sal dit goed wees as hy nie daar is nie, ek is nie afhanklik van my notas nie, ek het my eie notas. Wil ek so 'n bietjie vanoggend met julle gesels oor dankbare mense. People of gratitude. My so mooi Engels woord. Dankbare mense. En ek hartig aan die feit dat Gesina hierdie jaar 100 jaar oud is. Wie van julle was hier in die gemeente gestig is? Ja, kan jy sê, kom maar. Maar is dit nie amazing hoe God sy werk in stand hou? En ek was soms by Johan, jou die kerk, die lede almal sê baie geluk met die herdenking van die gemeente. Ek weet die lede wat al lank saam die gemeente kom. En as ek vir julle geluk sê, en ook dankie sê dat julle die gemeente verantwoordelik koester, elke een, dan sê ons vir die koning dankie, dat op hierdie fundament sal ek my kerk bou. En niemand sal dit opneem. En toe ek nou oor dit dink ek, kom ek praat vanoggend so 'n bietjie oor dankbare mense, people of gratitude. En om dit te doen, Handelinge hoofstuk 16, wil ek julle nou nooi. En dis hier waar ek net een versie gaan lees, want ek gaan die ander nou vir julle storievorm vertel, want ek wil so 'n bietjie laat aanpas by die woord van die Here. En dan ook in Romeine hoofstuk 8 gaan ek een versie lees. Handelinge hoofstuk 16 en die 25ste versie. Sê dit so mooi, hy sê, en omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en klaagliedere tot God gesing. Lofliedere tot God gesing. En die gevangenes het na hulle geluister. Wil jy hoe sing hulle? Julle sal luister hoe sing julle volg. Romeine hoofstuk 8 vers 28. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles somtyds ten goeie meen. Altyd. Party mense sien hierdie belofte in die woord net as somtyds. As goed is wat nie meewerk tot ten goeie. Die woord sê alles ten goeie mee vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Die feit dat ek en jy hier sit vanoggend is nie 'n toeval. God het 'n plan met jou en my lewe. Nog altyd gehad. Voor ons gevorm is in die skoot van ons moeders, het God met ons 'n plan gehad. En dit is so ongelooflik. Voordat die woord bedien, mense sê, ek probeer te bly nou en dan,
Stellenbosch en ek het toe ek my invitaat aanvaar het, ek ons daarheen getrek. En die Here gebruik ons op ongelooflike maniere. Ek het net nou vroeër vanoggend as Johan vertel, is interessant hoe die Here dit vir net die Here ook maak. Kyk, as twee maniere hoe jy kan iets doen, of jy skimp of jy vertrou die Here. Ons vertrou die Here. Ons bevoorreg om by die Mosselbaai se samekamp betrokke te wees en uit die Here al soveel goed gedoen en ons onlangs die stadsraad se vergadering geopen nie met 'n gebed vir teks en met oordenking. En dis amazing dat hierdie geleenthede mense vat ons. Dankbare mense. Ek wil iets probeer. Kan jy die prentjie sien? Ongelukkig en Johannes het reg as sy bes probeer uithaal skuldig vir my nie skuldig. Wat die en ek wil julle met so klein bietjie julle verbeel, wat die twee hondjies doen as die video net gewerk het. Op 'n stadium dan sien hulle eienaar op pad. En wat dink julle sal gebeur? Hulle sterkies sal begin swaai. Nou hierdie twee ouetjies swaai so gelid, dit lyk of hulle in die militêre weermag was. Links regs. Hoekom wys ek nou die prent? Ek lees 'n rubriek so 'n klompie jare gelede van Marita Malan in 'n tydskrif en die tema van die artikel op die rubriek is Swaai jou ster. Nou wil ek net sê, Marita Malan is 'n doodgewone vrou. As jy so Google sal jy dit sien. 5 kinders en sy sien in klein goedjies 'n boodskap uit God se hande. En ek lees die artikel en sy skrywe hoe dat haar twee klein dogtertjies se hond skielik verlam geraak. Hulle weet nie hoekom nie. Hy kon nie sy ster swaai nie, hy kon nie agter hulle aanhardloop nie, hy kon niks doen. Net hulle so gekyk. Leweloos. Skryf sy. En noodloos om te sê wat ons gewoonlik doen is die dogtertjies is ontstel en huil en sy sê sy self is ook maar ontstel en hulle gaan veearts toe want dis mos waar die oplossings lê gewoonlik. By die veearts gekom, ondersoek die veearts en nadat hy die diagnose gemaak het, sê hy sal moet opereer, maar die kans dat die hond weer sal regkom is baie skraal. Die operasie gaan in die eerste fase R5.000 kos en hy sê vir hulle, julle sal moet besluit, moet ek opereer of gaan ons die hondjie laat slaap? En sy sê weer haar kop maal haar klomp gedagtes want dis haar hond, dis haar kinders se hond. Sy sien in hulle oogies die hartseer en sy weet nie wat om te doen nie en sy vryf so aan die hond se kopie en skielik lig die sterkie net so op. En sy sê dokter, die is lewe. Opereer. En 3 maande later toe sy hierdie artikel skryf, toe hardloop die hond en speel bal saam met hulle en alles. En die gedagte kom by haar op, swaai jou ster in alle omstandighede. Alles daar geen woord. Want toe sy die hondjie so aan sy kop vat en die sterkie net so beweeg, toe sê dit van, dis woord. Ek wou nou amper vanoggend, maar Pastor Johan, ek is te veel respek vir die geliefdes en gesiene. Ek wou eintlik onder die tema gepreek het, kom ons word sterk swaai mense. As ek daarna verwys so in die diens, mag ek maar, en sonder om nie respekvol te wees teenoor God en sy woord nie, maar om sy woord met eer te respekteer, maar ek wil graag hê, dit moet huis toe gaan saam met die baie van die het dalk rond by die huis. Ek glo as jy vandag dan kom en daai hondjie sien jy, kort of lang, hoe ook al die sterkie is, gaan hy beweeg, dan wil ek hê die boodskap onthou. So kom ons gaan kyk bietjie na dankbaarheid. Dankbare mense in die Bybel is eintlik sterk swaai mense. En as ek nou daaroor dink, dan kom ek seker oor verskriklik baie skrifgedeeltes gepraat het en stories, verhale uit God se woord gebruik het. Die ene wat natuurlik baie maklik by mense opkom, wat 'n pragtige verhaal is die 10 melaatses wat die Here gesond gemaak het, waarvan net een teruggekom het en hom dankie sê het. En Jesus half met 'n frons op sy gesig, dan ek sien ek dit,
Toe sê ek maar, was daar nie 10 gewees nie, waar is die ander 9? Maar ek wil vanoggend 'n ander gebeurtenis gebruik, wat ek nou reeds oor gelees het. En dan wil ek gaan kyk in die woord van die Here, wat maak dat ek en jy te midde van dankbaar kan wees, sterk kan swaar. Wat sê redes is daar? En dan wil ek sommer so 'n lyn trek na heeltemal iets anders rondom dankbaarheid, wat ek vertrou u tot groot seën gaan wees. Paulus en Silas, in gehoorsaamheid aan 'n gesig, wat die Here aan Paulus in die nag openbaar het, gaan hy Filippi. En Filippi was die eerste stad in die streek Macedonië waar hy aangedoen het. En hulle daar 'n paar dae spandeer voordat hulle verder gegaan het, maar ek wil by daai paar dae stil staan. En dan sê die woord, en ek kan nou die gedeelte gaan lees wat ons vanoggend nou net een versie uitgelees het. Dan sê die woord van die Here dat op die Sondag toe het hulle na die bidplek gegaan. En dit is my so koslik as 'n mens dit lees, en dan kry hulle nou 'n klompie vroue wat daar saam bid. Mans is baie keer so stroef. Ek is ook 'n man, so gee my broeders, hoor. Dis gewoonlik vrouens wat sien dat ons die Here nodig het. En dan kom die man saam, as die ego is, kom ek los dit dan. En dan bid hulle daar by mekaar, en hierdie klompie vroue is daar, en dan vertel die Here vir my iets moois, op die woord van die Here, hy sê, Lydia, wat 'n purperverkoopster is, was ook daar, en dan sê die woord van die Here iets verskrikliks interessant, dan sê hy, sy was 'n purperverkoopster, maar sy was ook 'n godsdienstige vrou. So sy kerk toe gegaan, sy het bid nie toe gegaan. Maar toe hulle begin te bedien, toe kom sy tot bekering. En toe sy en haar hele huisgesin gedoop. En toe is hulle weer op pad gegaan. En toe staan nou 'n vrou met 'n waarsêende gees, wat allerlei op- en aanmerkings maak oor hierdie twee mense wat dan nou mense gesond maak in die naam van Jesus. En ek kan my nogal so aan myself indink, hoe sê ek gevoel het, as 'n mens jou so irriteer, kry jy soms dat iets jou irriteer? Tik, nee, soos 'n kraan wat aan en druk. Party ons hoor dit is wat irriteer, en die ander is, en ek dink Paulus, en dit staan nie daar, maar ander, ek wil dit so vir myself aantrek vanoggend, ek dink, hy het goed geïrriteerd geraak, en hy het so heilige toorn gekry, en hy dryf die gees uit, en toe sy God gaan. Want die vrou het 'n klomp geld gemaak, vir ander mense. Dit klink nou soos vir my wat tans in die nuus aan die media is, met al hierdie kommissie en goed is oor die polisie. En toe sê hulle, maar ons kan nie dit toelaat nie. Hierdie twee mense, Paulus en Silas, wat nie allemaal vreemdelinge is, hulle moet ons finansiële deel kom afsluit, so ons moet 'n plan hiermee maak. Geliefdes, ek wil wie sê geld maak altyd moeilik. Ja. As jy te veel het, is dit moeilik, iets ten minste ook moeilik. Vergenoegdheid lê in Jesus Christus. Maar goed, daaroor 'n bietjie later. En wat gebeur? Ek meen as jy geld het, dit met ons tyd koop volgens beweringe, dan koop jy die regter om, of wat ook al jy moet doen, en hulle is in die tronk gegooi. Nou mense, ek wil nog vir julle sê, as ek nou iets vir Jesus gedoen het, en ek het gesien hoe dat God se gees werk, deurdat die bose gees uitgaan, en ek met terwille van sy saak in die tronk gesit, so ek nogal suur gewees. Ek glo nie julle so. Maar ek sou nogal gevoel het, ja, is dit nou, wat ek verdoen. Maar hulle doen dit nie. Wat doen hulle? Hulle begin bid, en ek is so bly, die Bybel sê nie hulle klaagliedere sing nie, hulle begin lofliedere sing, die Here begin prys, soveel so, dat die ander medegevangene begin luister na hierdie mense, seker gedink hulle is onder die invloed van een of ander storie, want jy sing nie sommer net as jy in die tronk is nie, veral as jy nou net hier aangekom het nie, en terwyl hulle so sing, is daar 'n hewige geskrik. Nou, ek kan indink hoe so ek geskrik het vir hierdie geskitte, en alles is oop. En julle ken die verhaal, die bewaarder sy lewe opneem en hom keer, en dan gaan hulle na sy huis toe, en die wonde word versorg, en al die dinge, en die tronkbewaarder en sy hele huisgesin tot bekering, en hulle word gedoop. Nou, vanoggend ek nou
so weer deur my notas blaai toe, merk ek iets op, wat nou nie deel van my preek is nie, maar ek wil dit tog lees, want as jy nou verder lees in daai stukkie, sal jy sien, dat die tronkbewaarder kom toe terug en sê, die hoof het besluit, julle kan maar gaan, julle is onskuldig, en as gesê Paulus, ja, hulle het ons hier ingegooi, gaan haal hulle sal ons hier kom uithaal. Dit is so'n stukkie moedswillig, is dit nie? Ek meen, as dit ek was, en dan sê ek, maar gaan dit gegaan, want ek is bang hulle change hulle mind. Maar Paulus sê, nee, ja, let ons het gaan haal, maar goed, ek gaan nou nie daaroor leer. Geliefdes, so wat ek uit die verhaal leer, en dit is 'n eenvoudige vraag, nie ken, maar ek vertrou vanmôre, is daar iets wat in u hart gebeur, is dat, wat ook al jy mee gekonfronteer word, God is groter as dit. En weet jy wat, God ken jou hele pad. So nie onbekend nie. Ek is so lief as ek weet in die oggend in ons tyd van gebed het om vir die Here te sê, Here, ek bid hierdie ding nie omdat u nie daarvan weet nie. Ek bid dit omdat ek my eie stem wil hoor, hoe dat ek my geloof in u sit, wat alles kan doen. Want ek hoef mos nie vir die Here te sê, dit in die volgende van, en daarom sê baie mense, hoe kom dit by die Here weet dit mos? Nee, jy moet dit hoor, hoe dat jy jou geloof in jou God sit, omdat jy weet, hy kan alles doen. So bid oor goed wat die Here selfs van weet, hou aan om daaroor te bid. God is 'n God wat gebed antwoord. Nie noodwendig op ons tyd, op ons terme nie, maar hy weet ver beter as dit, wat ons kan doen is. Wat is die redes? Wat maak dat ek en jy sterk swaai mense kan wees? Wat maak dat ek en jy moet 'n glimlag op ons gesig kan loop te midde van 'n krisis in ons harte, te midde van benoudheid? Ek weet baie mense is so lief om so geboue te loop en benoud en as want is so simpatieke statuur. Shame, wat is verkeerd? Nou, ons moet soms dit sê, want ek wil soms vir mense sê, wat is die seer in my hart? Maar die seer moet nie aan bly nie. Here moet jou bevry van die seer. So jy hierdie jubelende gees kan in die wêreld kan weet, maar hierdie man en vrou, daar is iets anders oor hulle. Kom ons gaan kyk na hulle. En ek wens, ek kan so baie maniere doen, maar ek gaan my beperk. Die eerste een is, hoekom kan ek en jy mense met dankbaarheid wees? Gratitude mense. Heel eerste een is, omdat ons geloof het in die beloftes in God se woord. Ons lees die woord, ons hoor die beloftes, en dis nie 'n ritueel nie, ons doen dit nie omdat ma en pa so gesê het, die pastoor so sê, of wie ook al so sê, die vrou of die man sê, jy wetenskap bietjie Bybel lees, jy's nogal knorrig die laaste tyd, jy moet hom lees, omdat jy wil hoor, wat sê jou Vader vir jou, en dan glo jy wat daar staan, want hy sal nie lieg nie, hy is nie 'n mens nie, hy sal nie goed sê wat hy nie waar maak nie, en dan kom Romeine 8 vers 28, dan sê, en ons weet dat hulle wat God lief het, alles ten goeie mee vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Alles wat jou en my betref, lyk nie noodwendig goed en reg nie, maar geliefdes, dit werk ten goeie mee. Al sien ons dit eers in die hiernamaals, God maak nie foute nie. God het nie 'n dwarsstreep in om so nou en dan net jou so 'n bietjie te laat skrik en jou 'n streepie te trek, maar my God trek nie strepe. Aardse mense doen dit, maar die God wat ons dien en aanbid, is 'n regverdige God, is 'n liefdevolle Vader, is 'n omgee Vader, is 'n Vader wat weet en verstaan. Is 'n Vader wat jou en my liefhet, hy het sy seun gegee, sodat ek en jy kan sê, Abba Vader. Ergens begin vanoggend, hy sê, dis die God, wat gemaak het, dat my naam in die boek van die lewe geskryf het. Romeine 8 vers 31 gaan aan en sê, wat sal ons dan vir die dinge sê? Ja, my vrou, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Kan julle my nou sê, wie kan? Niemand. Gaan lees gerus Romeine 8, van daai vers af verder, dan sal hy sê, hy vra, wie? Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Benoudheid, honger, dors, China, Rusland, petrolpryse, inflasie, wie sal ons skei van die liefde van Christus sê? Dan antwoord hy, dan sê hy, niks. Wat beteken niks? Niks kan ons skei.
Wie sal vervolging teen ons aanbring? Sê jy nou vir my. Wie sal dit kan doen? Want hy wat vir my is groter en hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Maar jy is 'n koningskind. Jou naam is in die boek van die lewe geskryf en vergewe my as ek iets nou sê waaroor iemand dalk maar struikel. Praat met my na die tyd daaroor. Is nie in potlood ingeskryf nie. Dis nie so dat Jesus vanaand weer kan uitvee omdat jy nie gebid het nie. Jy het 'n koortjie volgende sing en dis my probleem. Ek vergeet baie hierdie woorde. As God jou siel gered het, sal hy sorg dat ek en jy in die hemel kom. Partykeer is dit op 'n harde manier en partykeer is dit op 'n liefdevolle manier. Maar hy belê nie in iets wat hy gaan verloor nie. Hy het die Heilige Gees as onderpand in ons lewens gegee, sodat hy 'n deposit in jou en my lewe geplaas het, sodat hy sy eiendom sal kry wanneer die bassein sal blaas. En ek beloof jou, God sal nie deposit in jou nie. God belê nie in droogmaakbeleggings. God belê in mense wie hom gehoorsaam deur te sê, Here, ek is 'n sondaar. Kom vergewe vir my. Kan jy die prys betaal? Dis verlore. Dit neem nie aan as my persoonlike samegaan. So, geloof in die beloftes van die Here, dankbare mense is geloofsmense. Die tweede een, tevredenheid in God se voorsienigheid. Kom ons praat daaroor. Hebreërs 13 vers 5 sê julle gedrag moet vry wees van geldgierigheid. Wees tevrede met wat jy het. Want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat. Die mens is geskape met 'n inherente droom om altyd beter te wees as ander, meer te hê as ander, anders te doen as ander. Daarom kom sê die Here, glo ek in sy woord, wees tevrede met wat jy het. Kan ek vir u sê, geliefdes, geld en die najag daarvan vanaf die Bybelse tyd het nog altyd net moeilikheid gemaak. Ek wil nou nie net oor finansies vanoggend praat nie, maar ons is lief om na iemand te luister wat die Here sy siel op 'n pragtige manier gered het en wat die Here op 'n mooi manier gebruik rondom finansies. Dan lê 'n ewel agter geld. Want dit maak mense crazy. En dis ook vroeër gesê dat jy baie die min het. Mense wil altyd sê ek sien tevrede nie. Groter huis, groter die motor daar. Vergenoegdheid is 'n geskenk van God. Amen. Here, dankie. Die oomblik toe die kraantjie met hierdie waarskynlike geesvrou se baas van inkomste toegedraai is die God gaan. So dis hier nie beding nie. Kom maar in die Bybel uit. Sal lankal so. Dit gaan vandag nog steeds so. Dit steel, dit lieg, dit bedrieg. Ek luister so hier en daar en ek wil noteer as spandeer ek te veel daaraan omdat die goed wat in die media aangaan is rondom die komitee en die kommissie, maar dan 'n kommissie. Ken ek baie van die generaal, wat met konasie het ek saam mee gewerk vir baie lank. En as dit vir my so ironies hoe elke keer net woorde so speel en hulle stories so intweek. En dan sê ek weet wat hulle nie weet is God weet. Ek kan al hier met terme en woorde goed speel, maar God weet. Dankbare mense is tevrede mense. Die volgende een. Respekteer God se wil in my lewe. 1 Tessalonisense 5:18 sê, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor jou. As ek en jy die oortuiging het dat my lewe is in die hande van die Here, dan hoef ek nie te stoei oor die goed wat in my lewe plaasvind nie. Dan moet ek weet dat God het 'n plan met my lewe. Sy wil is baie beter as my wil. Want my wil is hierdie kort stukkie wat ek sien, is hierdie bietjie wat ek hoor. Sy wil is die uitproduk. Hy kyk van voor af terug en hy vat ons dan. Hoop dit maak sin wat ek nou gesê het. En daarom geliefdes, die oomblik as ek en jy weet dat hy wat in ons is groter as
weet, niks kan ons skei van die liefde van Christus Jesus nie. Dan kom al 'n stuk vrede in ons harte, want ons weet dat God in beheer is. Die oomblik as jy glo en as ons glo dat hy ons siele gered het en ons hande in syne geplaas het. Hierdie een quote was vanoggend vir my so mee, Jesus got a hold of my life. And maybe he will let me go. Wat het julle gesing in die voorsing? And he won't let me go. Why not? He deposited in your life. Jy's syne, jy's duur gekoop. Jy kos nie net 'n shilling nie, man. Jy's waardevol vir God. Jy's nie junk nie, ekskuus vir die woord. Jy's nie skrap nie. Jy's God se eiendom. Mense mag jou hanteer soos 'n skiewe en soos 'n niks nut. Nie jou God nie. Jy's waardevol vir hom. Daarom sê ek, as ek God se wil in my lewe is goedkeur, dan weet ek, kan ek my sterk swaai, want ek behoort aan God. Want Jesus maak dat ek en jy kan sê, ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat my die krag gee. Dankbare mense glo in die almag en in die wil en in die plan van God. Ek dink is die tweede laaste een as ek reg onthou. Loof God ongeag omstandighede. Filippense 4 vers 6. Ons ken Filippense vanaf vers 1 tot 6 so goed, maar net die 6de vers. Wees so niks besorg. Maar maak julle begeertes en alles deur gebed en smeking, hou hy daarop. Met danksegging aan God bedien. Is dit nie awful nie? Dat ek en jy terwyl ons vra, terwyl ons sê, Here, hierdie is vir my regte krisis, maak my benoud, dit maak my beangs, want ons bly mense, maar ek wil dit nou weer kom neersit en in geloof wil ek begin hier om te sê, ek loof U omdat U God is, ek loof U omdat U die koning is, ek loof U vir al die beloftes in die woord, ek loof U omdat ek weet U se werklikheid, en ek weet U kan en U sal. My gebed eindig nie dan. Dis presies hoe Paulus en Silas, skies nou weer vir die woord, hulle sterk dit ons swaai nie trom. En sê, Here man, kom ons loof die Here en ons aanbid hom, want hy is God. Ons weet nie waar gaan ons eindig nie. Ons weet nie wat gaan ons straf wees nie. Ons weet nie wat gaan gebeur nie. Dit weet die Here en dit is sy waarheid. Wat ons nou moet doen is, kom ons loof hom. Nou wil ek amper soos die jong mense sê, voilà, daar gaan die klomp Here kom. Is dit nie amazing? Hulle vertroue was onwrikbaar in die ewige lewende God. Dankbare mense behoort soos Dawid te sê. En as ek by Psalms kom, dan moet ek nou hier, want anders dan gaan ek nou regtig Pastor Johan al die tyd opgebruik. Maar dan sê Psalm 34 vers 9, smaak en sien dat die Here goed is. Proe God se goedheid, sê een van die ander vertalings, en kyk hoe goed God vir jou is. Amen. Amen. Sê Pastor, jy ken nie my omstandighede, ek doen nie. Maar weet in jou situasie sal jy iets kry om voor dankbaar te wees. Psalm 100 vers 4 sê, gaan sy poorte in die lof, sy voorhoewe met lofgesang. Loof hom, prys sy naam, want hy is God. Ons moet hom nie loof vir wat ons kry en wat ons geskenke ontvang en al. Nie ons loof hom omdat hy God is, of ek nou 'n geskenk kry of nie. Ons loof hom omdat hy God is, of ek nou in die tronk moet gaan sit of nie. Ek loof hom omdat hy God is. En die feit dat hy God is nog meer wonderlik as ons kan sê, deur Jesus Christus en die verlossingswerk in my lewe, is hy my hemelse Pa. Amen. Amen. Ek dink, die feit dat ek nou so langs ouer geword het, ek is nog baie jong, maak dat ek vyserig is. En na 'n afkomsomgewing praat ek nog Afrikaans. As mense vir my daar praat, vra, hoe gaan dit met jou? Sê ek, man, my Pa is die koning. Nou vanaas van die mense wat windtande het, wat so glad is met die bek, dan sê hulle, hey master, is my koning ook. Ek kan nie sê, my Pa is die koning. Nie wil nie alleen, hy sal oorleef. Alhoewel hy vir my 'n ongelooflike voorbeeld gestel. Alhoewel hy Jesus vir my kom wys het in die lewe en die lywe. Terwyl ek nou sê, dink ek sommer aan baie keer ons gery het, dan ry ek saam met om die bakkie, dan se droog mense. Daar die skape eet stof. As niks. Voer vir jare, 2 jaar, 3 jaar. Bank leen geld, lang banken. Daai was dit nog Barclays bank. En dan sal hy so in die ry sit
dan sal hy sê, dankie Jesus. En eendag sê ek vir hom, ek het hom Papa genoem. En kom sê vir Here, dankie, kyk hoe lyk dit. Dan sal hy vir my sê, hierdie is tydelik. Die Here bly my God. Gerede, dankie Jesus. As dit sleg gaan, dankie Jesus. Leer dankbare mense. Dankbare mense se lof is gebou op geloof in God in sy lewe. Ek wil die laaste stukkie van die boodskap doen. Wat is die impak van dankbaarheid op jou en my fisiese lewe? Ek het nie kennis oor al die goed, ek doen iets wat julle, en ek wil nou hier baie aanstel, baie versigtig moet verwees, en dit is, hulle noem het sommer in kort AI, Artificial Intelligence of ChatGPT is die bekendste, en as baie van hulle, wat bestaan, Copilot en allerlei name. En hoekom ek het sê is dat daai ding kan vir jou insluit. Daar's sekere bots, soos hulle dit noem. Ek het artikel onlangs gelees van chatbots wat hulle voorstel as Jesus. En hulle navorsing maak. Die eienaars van daai chatbots maak miljoene rande se geld. Want jy praat met die chat asof dit Jesus is met jou en hy antwoord jou dadelik. Dis nie soos die Jesus wat ons mee praat soms wat sy wil in ons lewe moet plaasvind. Kan jy die kontras sien? So, wees versigtig, dit wou nou nie leens verniet as door die hand, dis waar ek wil. Maar ek gaan vra toe vir hierdie kunsmatige intelligensie, is nie moeite werd om die Here te loop? Wat sal ek vir my doen as mens? En omdat die kerk waar ons vanoggend sit, die volgende kerk glo in die gees, siel en liggaam waar die mensheid bestaan, het ek vir hom gevra, wat sal dit in my gees doen, in my liggaam en in my siel? En sielkundig, en hieroor is daar baie bewys, en ek gaan net van dit noem. Eerste een is minder depressie en angs en meer welstand en lewensbevrediging. Angs en depressie neem met 7% af, en toename in welstand en in lewensbevrediging styg met 5 tot 7%. Soos 'n 14-15% verskil wat gebeur as ek begin om die Here te loop. Sielkundig nog, meer positiewe emosie en veerkragtigheid. Nou, ons sien die woord teen veerkragtig nie, iets to bounce back. Met ander woorde, krisis, sit diep in die modder, ek is moedeloos, en dan gebeur daar iets in my lewe, en ek begin die beloftes van God bely, en ek klim uit die modder uit, dan is ek in die berge, en ek loof die Here. Dis dit veerkragtigheid. Klassieke proewe, wat gedoen is op mense, wys, dat dankbaarheidsmense, wat lys hou van waaroor hulle dankbaar is, word gouer gesond as mense wat in die krisis bly. Toon beter bye, meer optimisme, beter hantering van hassles en neutrale kontroles. Met ander woorde, dankbare mense sal hulle nie vasvang met dit wat rondom ons gebeur nie. Hoekom nie? Omdat ons dankbaarheid lê in God. Want God is nie vasgevang in hierdie aardse stelsel nie. Hy behoort nie aan die G20 en in die Unis en al die goedes nie. Hy is God, man. Die derde een is, dit werk ook as byvoeging tot terapie. En 'n studie het hulle bewys dat met psigoterapie kliënte, en ek hou van hierdie woord wat gebruik is in Engels, to use gratitude writing, maak dat mense geestelik baie vinniger gesond word. So as God sê ons moet in alles dankbaar wees, is dit nie net om vir jou en my besig te hou nie, dis om vir jou en my 'n lewe en 'n lewe in oorvloed te gee, wat hy beloof het. Fisies, wat doen dit fisies? Nou, daar's bietjie minder bewyse en navorsing wat hier op gedoen is, maar fisies as 'n dankbare mens, en jy moet hierdie onthou, inteendeel, ek gaan nou vir ietsie sê. Dankbare mense slaap beter, hulle raak gouer in die slaap, hulle gaan in 'n dieper rus, hulle het minder subjektiewe pyn en klagtes, lae spanning, gesonde lewenstyl, meer beweging, beter selfsorg, want ek is dankbaar dat ek is wie ek is, al loop ek krom, al loop ek swaar, maak nie saak, ek is nog steeds dankbaar, want ek het 'n asem om te haal kan doen. Nog enetjie fisies, in vroeë proewe het dankbaarheidsgroep mense minder fisiese simptome gerapporteer, beter geslaap. Onlangs studies het bewys ook dat hulle verseker laer stres
vlak hê, veral as hulle dankbaarheidsskrywers is. Miskien moet dit so nou sê. Leer vir jou gewoonte aan om te skryf, nie te tik nie. Om te skryf, waaroor is jy dankbaar? Skryf waaroor, ek is dankbaar. Skryf, ek is dankbaar vir, dubbelpunt. 1, dat ek vanoggend kon opstaan. Dat ek kon sien, dat Peter vir my koffie gebring het, dat ek lekker kon slaap. En so gaan die lys aan. Skryf, dit moet nie tik. Hoekom? Dit word dit alweer insmaak, jy moet kan voel. As jy sê my storie, ek kan nie my eie hand skryf lees, ek kan dit al van woord af in my lees, so nie die ding is. Skryf, doen nie die terapie. Ek is nou van die punt af, maar skryf het al ongelooflike terapeutiese genesingsproses in mens. Dis hoe ek wil so kinders prentjies wat teken goed kan skryf. So, skryf die goeders neer. Die laaste een, die geestelik. Wat beteken dit vir my geestelik? Geestelik beteken ek integreer die dankbaarheid in my lewe en ek internaliseer dit en ek word self dankbaar oor iets wat nog nie te siene is nie, want ek is 'n geloofsmens in die wete dat God dit wat ek glo in my gees alreeds gedoen het. Ek hoop julle daai gekry het. En ek gaan nie kan herhaal om te weer lees. Dis nie amazing. Dankbaarheidsmense. Met ander woorde, dankbaarheid raak later 'n gewoonte en dit hou verband met sieliese en kliniese gesondheid. Jesus weet van alles. So hoekom kan ek hom glo? Weereens, geestelik, wat beteken dit? Dit verlaag stres, verwante situasies, weereens slaap. As jy wil lekker slaap, nie 'n pilletjie drink nie, man. Begin loof net die Here. Jy gaan nie slaap so baba nie, want baba slaap nie goed nie. Jy gaan slaap soos 'n ou mens wat nie hoor en sien en voel nie. Ekskuus. Ek sê dit met groot respek. Die laaste enetjie is geestelik. En hierdie is vir my mooi. Navorsing bewys, hoe meer dankbaar jy is, hoe meer begin jy geestelik bewus word van jou afhanklikheid teenoor God. En hoe meer gaan jy in aanbidding begin leef saam met God. Want dis hy wat jou in staat stel om te kan en te leef na sy wil en welbehae. Want ek soek nie altyd bewyse nie. Jy wys nog net iets nog nie vir my. Doen nie dit vir my. Ek weet ek het wat gedoen. En daarom is het my lekker om hierdie te bedien, want hierdie is naby aan my lyf. Ek moet myself gereeld aanspreek. Dit doen ek ook soms. Gelukkig nie te slaap, begin vir jou dankie sê, want jy baie goed om dankbaar te wees. As jy nou hoor, man, dan jy na my lys, dis ek in die dag wil lang. So die Jesus het in my oor hierdie goed gepraat, en ek wil vir jy sê, dis baie lekker om 'n dankbare mens te wees, as 'n man mens. Ek wil afsluit, net om hierdie verskrikkelijk maar goed afsluit. Dankbaarheid lig jou gees, genees jou siel en versterk jou liggaam. Hoe werk dankbaarheid? Dankbaarheid maak dat ek herfokus. Ek let op na die dinge wat goed en mooi is. Tweedens, dit herinner my. Ek kan dit neerskryf. Ek kan dit hardop lees. Ek kan met iemand daaroor praat. Dis 'n siklus wat positief is in my lewe. Dit herleef, dankbaarheid maak dat ek dit kan herleef. Ek deel dit met ander. Dit versterk ander mense, maar dit versterk my geloof om te weet, my God het, hy kan nog steeds en hy sal altyd. Nie omdat ek is nie, maar omdat hy is. Is nie fantasties nie? Ek wil nou vir u huiswerk gee. Dis nie te wil doen nie, moet dit nie doen. Die kinders moet net nie so verlaat word. Begin, sommer van vandag. En nie vir jou vrou sê, skryf jou vrou, jy weet hoe se doorskryf. Nee, elkeen self. Want ek is nie van gebeurd te sê, doen jy dit, ek is te staan. En skryf elkeen op 'n stuk, skryf jou journaal, of 'n boek of iets. Journaal is eintlik die heel beste, want dan hou jy gebruik het. Nie 'n dagboek, skryf jou eie dagboek.
Jy skryf elke dag, skryf jy daarop, jy skryf elke dag 3 goed neer waarvoor jy dankbaar is. En dan gaan die huiswerk verder. Iewers deur die dag, voor jy gaan slaap. Bel iemand wat op jou hart lê. As jy weet wie op jou hart lê, jy bel sommer familie of vriende of wie ook al. En deel met hulle net een van die goed waarvoor God vir jou is. En as hulle jou vra waaroor gaan ek nou, dan sê ek het begin om ander mense te vertel wat God vir my is. Kan ek vir jou vra om te doen? Probeer ek dit. En dan getuig ek eendag en vertel self vir hierdie gemeente, vir mense, dankbare mense, is tevrede mense, is gesonde mense, is gelukkige mense, is glimlag mense, die hele week, is sterkswaar mense. Ek het dit goed gedaan om so blaadjies aan te stel. So Pastor Johan het gesê, as hulle daar agter by die deur sit en ook op wat saal doen. Net as jy wil, dan vat jy hom saam. Sien my preek nie, alhoewel jy van die punte van my preek ken nie. Maar ek het sommer vir iets hier ingesit, wat jy moet selfstudie doen, sodat jy dankbare mens kan wees. Moenie ophou om dankbaar te wees. Dankbaarheid is nie net 'n gevoel. Dankbaarheid is 'n geestelike ingesteldheid wat jou hele lewe positief beïnvloed en selfs ander rondom. Ondankbare mense, min mense, gee gewoonlik pad as 'n dankbare mens begin praat. Maar baie ander ons sê vir maar hoe kry jy dit? Jou huis val in mekaar, maar jy sien nog steeds. Jou kar is gesteel, jy sien nog steeds. Vir wat? Vir wie? Vir God. En jy kan hom nie bij. Hy is oneindig. Ek wonder of ek kan my huwel saam met my net staan en sê, Here, ek wil vir u dankies. Dan staan ek. En as jy staan, en nie vir gevoel te staan, ek wil ook vir gevoelspoel, as jy staan, dan wil ek vir jou vraag, individueel, wil jy nie 1 of 2 goedjies daar doen, hoekom jy vanmorgen staan, waarvoor jy dankbaar is. Sê dit vir Jesus. Nee, dat ek kan sal nie sê, ek kan die jare sê, jy kan sê, net soos wat jy wil. Terwyl ons nou staan, Here, is hier dierbaar wat nou daar sê, hoekom hulle staan. Nie oor Christus gevra staan, maar omdat in hulle harte dan goed is waarvoor hulle vanmorgen dankie sê. En Here, ek wil bid dat U daai dankie sal hoor volg. Van die dankies maak dalk gebroken wees, want daar is baie seer. Van die dankies vanmorgen loop oor, want daar is baie blessings. Van die dankies kan dalk uitgeskreeu word vanmorgen, want daar was 'n groot geskenk. Maar vanoggend wil ons dankie sê, omdat U God is. Wil ons dankie sê, dat U Seun Jesus gegee het, om die sondeprys vir ons aan die kruis van Golgotha te betaal, sodat ons vanmorgen kan sê en mag sê op grond van U woord, Abba Vader, my Vader. Ons wil vanmorgen om dankie sê, Here, want niks en niemand kan 'n beperking plaas oor ons gesprek met U, oor ons verhouding met U. Al sou mense in 'n sel toegesluit word, of waar ook al wees, U is daar. Want U teenwoordigheid vul U hele univers. Klim ek op na die berge, U is daar. Gaan ek af na die dale toe, U is daar. Gaan ek Borsspruit toe, U is daar. Gaan ek Brits toe, U is daar. Gaan ek Kaap toe, U is daar. Gaan ek Egypte toe, U is daar. Here, U is oral. Daarom is dit so wonderlik dat al sou hulle vir ons sê, U mag nie praat nie, kan ek nog steeds in my gemoed met U praat en sê, Here, U is my God. Ek kan nie glo. Dankie vir hierdie gemeente wat U vir so lank hier as 'n lighuis gebruik het. Toe ek nou so dink oor hierdie gemeente, ek wonder hoeveel siele sou hier tot bekeer aangekom het. Hoeveel mense sal hier gedoop met die Heilige Gees? Hoeveel mense het hier al gehoorsaam met hierdie doopwater gevolg? Ek wonder, Here, hoeveel mense sal hier genees kragtadiglik? Hoeveel getuienisse hier uitgevloei het? En as ons hierdie goed bid, dan Here wil ons nie spog in onsself nie, wil ons kom sê, Here, dankie dat ons deel kan wees van U storie en dat ons U kan loof omdat U God is. Daarom wil ek Pastor Johan in die kerkraad en
gemeente, elke departement, jonk en oud bid, dat die heerlike seëning op hulle lewe sal rus. En Here, dat dit van krag tot krag sal gaan. As sou goedes rondom ons half stikkend raak, U woord word nooit stikkend nie. U beloftes word nooit stikkend nie. Die telefoonlyn na U toe werk nie met internetkabels en niks nie, Here. Nog nooit het dit met 'n draad gewerk nie. Ons het direkte toegang tot U. Ons het nie 'n radar en 'n radarskerm nie. Ons het ook nie vir Elon Musk nodig om die syne reg te kry om met U te praat nie. Ons praat sommer net met U en U praat sommer net met ons. Here, ek besef vanmôre wat 'n ongelooflike voorreg is. Daarom bid ek U seën af op hierdie gemeente. En ons loof U hierdie oggend. Die kinders van die Here sê Amen. Baie dankie Pastor Johan, jy kan die sitplekke neem. Nou is jy 'n blaadjie wil hê en my gebed is dat die Here vir U sal seën. Noord-Kaap, jong en sterk uit U son. Amen. Baie dankie vir so Christus. En ons al sterk swaai in die opstap. Ja, vanmôre ek voel geseën om dit aansluit by die hele Sondagse boodskap. En dit is vir net so kosbaar. Ek gaan vra dat ons musiekspan gereed maak. Ons het 'n kosbare lied gehoor wat hulle oefen wat aansluit by die boodskap waarmee ons gaan afsluit. Daarna gaan ek vir die vrou van ons vandag ons gebed. En dan wil ek die vrou net weer vir 'n oomblik te sit net vir so 2 of 3 afkondigings. Baie dankie musiekspan as julle gereed is om ons sing die slotlied by ons broers sommer ook die offerande gaan opneem. En ons gaan ons afsluit met gebed en dan gaan ek die afkondigings voorhou. Die maatjies wat ons so Christus van praat, die ekstra studiemateriaal op die onderwerp, as jy dit wil hê, ek sal nou heel dat ons 'n paar daar in die portaal en 'n paar in die saal gaan sit, en die van die wat gaan koffie drink aan die tyd, kom ons broers kom in en bid ons net vir die offerande en ons sê ook dankie vir dit. Hemelse Vader, ons wil vanmôre net op dankie sê. Dankie vir seëninge in U hand. Dankie ook vir finansiële seëninge en dat ons kan bydra tot U werk. En ons gebed is, Here, dat U dit wat vanmôre gegee word sal gebruik na U goeddenke, dat U dit sal vermeerder en dit aangewend kan word tot uitbreiding van U koninkryk. En ons bring ook ons lof en ons dank vanmôre vir dit na U toe in U kosbare naam. Amen. Dankie vir die boodskap. My vrou het my keer oor die Kongersgeteks en gesê, nee, jy is familie vir my, want jy weet, ek is familie van haar, so ons is een. So nou, prys die naam van die Here. Dankie Susan, wat vir ons daai mooi lied gesing het. Dit was 'n pragtig, van die begin af, was dit baie mooi. Ja, alsoos al by Fergie baie geld het, baie geld. Ok, kom ons staan broers en susters, dan sluit ons af met hierdie pragtige lied op ere van die Here. Sal jy dit sing? Amen.
kom toe die lof vir die Here. Jesus, wat 'n naam. Ons wil vanmôre vir U baie dankie sê, Here, vir die boodskap. En besef ons opnuut dat ons net aan U die lof en die eer kan bring. Ons besef opnuut dat ons met 'n dankbare hart voor U kan staan. Hier is die gemeente, 100 jaar oud. Elkeen wat ons vanmôre hier staan, kan ons sê, dankie Jesus. Hoeveel getuienis het ons gehoor uit hierdie gemeente uit, wat opkom, en kan sê dankie. En daarom gee ons aan U die lof en die eer. Here, vandag ons vanmôre onder hierdie woorde, dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Ons sê vir U dankie. En al die lof en al die eer kom U toe. Vandag ons dan so in die naam van Jesus. Amen. As U sal wil staan en van die sitplek neem, ek het net so 2 afkondigings. Ek herinner net dat die koffiestasie oop is. Dan drink gerus lekker koffie en kuier so 'n bietjie saam met iemand daar. Dan wil ek vir u noem dat ons gedenkblad vir ons 100 jaar fees is feitlik gereed. Daar is 1 kopie daar in die portaal. U kan gerus bietjie daar deurblaai. Moenie bekommerd wees dat die bladsye los is nie. Dis nog net nie gebind nie, omdat dit 'n proefloopie is. Maar dis hoe dit gaan lyk. Ons het klaar 'n bestelling geplaas by die drukkers. Dit gaan teen R180 per bladsy. Sit asseblief die naam daar op die lys, die bestelling op die lys en dan gaan ons sorg dat jy dit kry sodra ons dit van die drukkers afkry. Jy kan die betaling sommer direk in die kerk se rekening inmaak. Merk dit net baie duidelik die naam en die gedenkdag ons. Kyk uit dat soveel as moontlik van ons dit gaan bestel. Want jy sê dit is baie goeie kwaliteit. Foto's het baie mooi gekom en iets om te werk. En so van tyd tot tyd weer te gaan tot herinnering. En dan laastens herinner ek u ook net aan ons aandbyeenkoms om 5 uur vanmiddag. Ons kyk uit om u ook daar te sien. Weer seën vir u